Ons is aan die einde van die werksweek. Goeiemôre. Ek vertrou dat julle gereed is vir die laaste dag van die werks- en skoolweek. Ons het die afgelope week stilgestaan by vrede. Vanoggend sluit ons dit af met vrede in 'n gebroke wêreld. Die reis van koning George V gedurende Mei 1922 eindig by die Turlington begrafplaas, waar amper 5000 geallieerde soldate wat tydens die Eerste Wêreldoorlog sneuwel is, begrawe is. Hier sê hy die volgende: In die loop van my pelgrimstog het ek myself dikwels afgevra of daar kragtiger pleitbesorgers vir vrede op aarde kan wees as hierdie menigtes van stille getuies van die verwoesting van oorlog. En ek voel dat, solank ons glo in God se doel, ons nie anders kan as om te glo dat die bestaan van hierdie sigbare gedenktekens uiteindelik sal dien om alle mense in nugterheid en selfbeheersing byeen te bring. Ons weet egter dat in 1939 begin die Tweede Wêreldoorlog. En weet julle, vandag is daar meer as 100 gewapende konflikte in ons wêreld. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Ek gee dit nie soos die wêreld gee nie. Laat julle harte nie ontsteld of bang wees nie. Johannes 14 vers 27. Hierdie woorde van Jesus is 'n troos vir elkeen wat die onsekerheid, bekommernis of vrees gaan. Jesus het hierdie belofte aan sy disippels gegee net voor sy kruisiging, in tyd toe hulle angs en verwarring ervaar het. Tog verseker hy hulle en ook ons vandag dat sy vrede anders is as enige vrede wat die wêreld kan bied. Die wêreldse vrede is dikwels tydelik en gebaseer op uiterlike omstandighede. Dit kom en gaan met tye van stabiliteit en voorspoed. Maar Jesus se vrede is 'n diep innerlike vrede wat blywend is, selfs in die mees uitdagende tye. Dit is die sekerheid dat ons nooit alleen is nie, dat God in beheer is en dat niks ons uit sy hand kan ruk nie. Ons leef in 'n wêreld vol spanning en onsekerheid. Dit is maklik om bang te word en om ons harte laat ontsteld raak. Maar Jesus se woorde herinner ons daaraan dat ons 'n keuse het. Ons kan ons oë op hom rig, ons harte in sy hande plaas en sy vrede aanvaar. Om vrede vanuit 'n Christelike perspektief te leef, vereis 'n daaglikse toewyding. Dit sluit in gebed en oorgawe, om gereeld tyd met God deur te bring om sy vrede te ontvang. Vergewensgesindheid, om ander te vergewe soos God ons aan die kruis vergewe het. Vrede leef, om aktief vrede te bevorder in gesinne, gemeenskappe en die breër samelewing. Vertroue, om op God se beloftes te rus, selfs wanneer die lewe uitdagend is. Vrede in die Christelike sin is 'n dinamiese en transformerende krag. Dit begin by die kruis, waar versoening met God moontlik gemaak is en spoel oor na elke aspek van die lewe. Dit is 'n vrede wat nie deur die wêreld gegee of weggeneem kan word nie, volgens Johannes 14 vers 27. In 'n tyd van onrus en onsekerheid is die oproep aan Christene om hierdie vrede te beliggaam en te deel, sodat ander ook die God van vrede mag leer ken. Ek sluit vanoggend die reeks af met die woorde: vrede is soos die twee kante van 'n munt. Die een kant, God gee vrede. Die ander kant, ek leef met vrede. Ek doen elke dag vrede.